So jy wil 'n drone koop. Nou die eerste vraag is wat se vraag vra jy, nê? Nee. Want gewoonlik is dit hoeveel liter is hy en dan is my vraag ook op. Okay, ek praat hier met Johan van TripJ Technologies. Hy gaan my 'n bietjie deur hierdie XIG vat. Nommer 1, hoekom het hulle besluit om hierdie agentskap te vat, maar ook wanneer jy kyk na enige drone. Hier is die vraag wat jy moet vra. Kom ons luister 'n bietjie. Johan, hoe lyk dit? Super goed te self. Nee, wat doodstil rustig. Okay. So, jy is nou wat ons nou gaan noem 'n volwaardige drone mechanic, Ja, nê? ja. En jy het op al verskillende make van landbou drones en al die goeders gewerk, so jy ken die hele lot. Ja, ek het 'n idee van almal van hulle. Sê 'n bietjie vir my. Ek wil 'n drone koop, nê? Wat is die eerste belangrikste vraag as dit kom by wat is die eerste ding waarna ek moet kyk wanneer ek sê okay, right, waarna kyk ek in 'n drone? Effektiwiteit, Choopie. Jy Ja. moet altyd kyk na jou effektiwiteit. Want dit help nie jy het 'n drone wat hordes liters kan optel nie, maar hy kom terug met water in sy tank heeltyd nie. Dit dan begin jou effektiwiteit afgaan. Want dit is ook onnodige, want jy praat van dan die battery is amper die limiting factor, Ja. nie noodwendig die hoeveelheid wat ek kan optel nie. Ja, dit is eintlik so. Jy wil jou battery moet nooit jou limiting factor wees nie. Jy moet altyd terugkom vir water en as hy terug is met die water of gif nou in daai geval, moet jy sommer nuwe batterye ook kan insit dat jy jou batterye se lewe kan spaar. En want praat bietjie met my rondom die batterye se lewe spaar, want jy sê nou daai jy wil sommer die batterye ook deurdek. Hoe werk daai som? So jou batterye op jou hele drone, as jy 'n drone gaan kry, jou duurgedeelte is jou batterye. Ja. So jy wil jou batterye hê laat hulle langer hou. So ons batterye, dis een van die lekker goeders van XIG. Hulle charge in water of nou met die nuwe cooling tanks, Yes. met die cooling towers wat hulle die mist blou oor hom. Dit hou jou battery op temperatuur. Want 'n battery wat op sy temperatuur is en op 'n ek wil sê gelukkige temperatuur, hy herlaai vinniger, hy gee sy krag meer effektief uit en dan sy leeftyd's baie langer. So jy kan hom baie langer as wat hulle sê sy leeftyd is aanhou gebruik. Is dit nie ook net die simpel geval van enige iets wat overheat hou nou maar net nie so lank nie? Dit is so. Dis hoekom ons die batterye is baie sensitief op hulle temperature. As hy te warm is, dan sê die drone vir jou hy's te warm. As hy te koud is, dan sê die drone vir jou, luister, my battery is te koud, ek gaan nie nou kan werk nie. Ja. En selfs al as jy een battery uithaal wat nou net in 'n koue water is en die een wat 'n rukkie al gestaan het, daai temperatuurverskil tel hulle op tussen die twee batterye en hy laat weet jou van dit. Yes, en jy kan dan die ingeligte besluit maak om te sê, luister nee, kom ons haal daai twee batterye uit en ons sit ander twee in wat op dieselfde temperatuur is. Okay, so batterye gaan nou. Nou wil ek terugkom by die drone, nê. Nee. As ek kyk na drones oor die algemeen, veral die landbou drones, dit voel so half vir my hierdie goeders is 'n consumable. Ek wil sê is soos 'n selfoonkontrak, nee, 'n selfoon. As jou kontrak uitgehardloop het na die 2 jaar, hou die ding ook mos op met werk om een of ander duistere rede. Weet jy wat, Choopie? Nee, hulle is nie. Hulle wat lekker is van XIG, hulle bly die drones inbring. Hulle Ja. bly die parte inbring. Of as ek 'n P100 Pro het, gaan ek nog steeds parte kry. Gaan nog steeds parte kry op hom. Ons gaan hom nog steeds diens. Choopie, ons weet ook van XIG's wat in China hardloop 8 jaar oud, wat hulle is al 'n redelike stuk wat hulle nog steeds gesupport word. Hulle het nog steeds al die parte op die drone. So ons weet die leeftyd op hierdie drones is baie lank. So wat jy vir my wil sê is hierso belê ek meer in 'n bate as wat dit noem dit maar 'n consumable is. Ja, dit is so en ja, dit En as ek nou kyk na die drone self, nê, jy is nou 'n volwaardige drone mechanic, so jy kyk bietjie met ander oë na die goeters, nê. En julle het 'n kontrakteursbesigheid ook wat saam met TripJ nou hardloop. En hoekom het julle spesifiek, buite die feit dat julle die agentskap gevat het, want ek weet julle wil net drones aan my verkoop, nê. Hoekom het julle self die drones gekoop vir julle kontrakteursbesigheid? Choopie, dit weer eens effektiwiteit en hoe lank hy lewe. Hierdie drones, soos my pa nou gesê het, 3.500 hektaar per drone al gedoen. En hierdie is die eerste paartjies wat ons moes begin vervang het, is die rockers. Ja, Want hulle beerings het begin klaar raak. na 3.500 hektaar. Na 3.500 Maar dis nie te hektaar. bad nie. Dit is glad nie sleg nie. En dan nou verder met jou blades, jy kan hom redelik. Dis nog die ouer blades. Hierdie blades het self 3.500 hektaar al gedoen op hierdie drone. Verder op hierdie drone is daar nog nie
behalwe vir die pompies aan die agterkant is daar nog niks vervang nie. So jou running cost op die ding is minimaal. Ja, is minimaal. As jy jou drone oppas, dan gaan hy lank lewe. Dis die groot ding. Ons kan hom oopmaak hierso, jy kan ook sien die drones het glad nie, ek het my siffies uitgehaal. Ja. So hy het glad nie filters in nie. Omdat ons 'n peristaltiek pompie het wat glad nie in kontak kom met die gif nie. Ja. Het ek nie ek het 'n pypie wat groet, nie enigiets anders nie. En want ek het gehoor daai ene in Engeland sê hulle verf met die goed. Ja, ons het daar's ouens wat selfs in Suid-Afrika wat met hulle verf, wat hulle die groenhuise verf om die dakke skoon te die groenhuise se dakke beter te kry. Ons weet van ouens wat in Australië gegaan het en sandwater fisies in die drone gaan gooi het en die drone aangesit het. En hy het daai sandwater uitgepomp. Hy kon dit hanteer. Okay, so. Om terug te kom. Ek wil 'n drone koop, nê? Wat is gee my die 5 vrae wat ek 'n ou moet vra. Luister, jy vertel my dit van die drone, vertel my dat. Chippy, definitief jou effektiwiteit van jou drone. Jou batterye Maar as se jy praat van leeftyd. effektiwiteit, is dit hektaar per uur, hektaar per dag, wat is dit? Jy sal kyk hektaar per dag en hoe lank hy op die grond staan het 'n effektiwiteit met jou het 'n effek met jou effektiwiteit. Ja. En of hy terugkom met volume in sy tanks of nie. Dis sulke tipe vrae. En ek neem aan hoe maklik hy weer die punt kry en waarvan af hy weer begin spuit en hoe hy daai hele ding doen. Ja, so definitief met sy AI met die smart resume wat die drones op het. Ons het gesit en kyk partykeer dan vlieg hierdie drone 4-5 draaie aan wat hy 'n halfbaan oopgelos het. En dan volgende oomblik sien jy net hier kom hy terug oor die skynste van die land om daai halfbane uit te haal. Dit is ook 'n effektiwiteitsding wat hy help nie, hy wil kort draaitjies heeltyd maak nie. Jep. En dan right, effektiwiteit 1, volgende ene. Diens en jou parte. Hoe maklik kan jy homself regmaak? Ons is almal boere. Jy wil die ding self kan regmaak so nou en dan. So nou en dan kry jy my nie in die hande nie. Of ek kan nie by jou uitkom in jou tyd wanneer jy Maar as ek mos nou 'n soldeerbout het en ek het 'n ander drone, dan kan ek ook mos nou 'n motor en goeders opsit en wat ook al. Jy kan, maar hoe maklik is dit? Ja. Want hierdie drone is gemaak dat die boere hom kan regmaak. As byvoorbeeld as jou landing gear buig, jy kan met die nuwe met die P150 kan jy die landing gear net met 'n stuk aluminium vervang. En jy kan aangaan vir die dag tot jy klaar is, tot jy kans kry vir die nuwe parte. So hulle het aan al daai goeders. Hulle het aan daai goedjies gedink. Okay, so parte, jou diens, effektiwiteit nog. Klim 'n bietjie onder sy rok en jy het mos nou wel baie meer kennis van die goed, nê. Choopy, hoe maklik hy beweeg. Hierdie drone is redelik lig, so dis hy's nie swaar nie. Een man kan hom hanteer. Jy help nie, jy het 'n drone wat jy twee mense jy moet twee mense by jou hê heeltyd om die drone te kan skuif nie. Hierdie een is lekker lig, jy kan hom alleen optel, jy kan hom alleen skuif. En sein in daai goeters en wat ook al, want ek weet die ouens sê RTK en die en daai, maar hoe werk jy goed in praktyk? Choopy, RTK sal ek altyd aanraai, jy sal altyd RTK gebruik. Want jou kaarte, as jy net op 'n gewone kaart gaan, daai kaart wat jy op Google Maps of so kry, hy kan tot en met 15 meter skuif. Ja. Van waar jy staan af. So ek sal altyd aanraai, jy gaan met jou RTK en jy gaan teken jou land uit. En dit help nie jy teken jou land op die kaart uit en nou vlieg jy in 'n boom vas nie. So as jy op die einde van die dag 'n besluit maak rondom 'n drone, maak seker dat jy die hele pakkie in ag neem, saam met jou RTK, saam met alles, die hele lot. Ja. As ek reg as ek dit sê, wat is jou totale oplossing en nie net kyk na hoeveel liter die ding kan optel. Ja, verseker. Dan 'n ander ding wat ek ook sê, jy praat nou van die sein. Hoewel die ding hoewel jy van 'n tablet afvlieg met jou P100 Pros, jy het nie altyd sein nodig nie. My drone is baie 1 of 2 dae wat ek glad nie data het op my tablets nie, wat ek nog steeds aanhou vlieg. En jy is in die Noordwes. En ek is in Noordwes, ja. So jy het nie altyd jou data nodig, jy het nie altyd internet nodig vir die ding nie. 'n ander ding is, as jy bang is, ek het al gehad wat my remote afgaan van die drone. Ek het nie gekyk dat hy gecharge is nie. Ja. Die drone se data, sy vliegdata word op hom gelaai. So hy kan koneksie verloor op sy van sy remote af. Hy gaan altyd terugkom na waar hy inkom, waar hy kom land het. Ja. Okay, ek stel belang op hierdie ding. Julle by TripJ,
moet ek dan vir julle sê presies wat ek soek, of gaan julle na my plaas toe kom en kom uitvind wat wil ek met die drone doen? Is dit 'n aanvulling? Wil ek 'n ander spuit vervang? Wat wil ek doen? En dan gaan julle vir my kan ek sê 'n aanbeveling maak rondom hoe lyk my mengstasie, al daai goeters, hoe lyk die drone opset ensovoorts, nee. Ja, Choppy, ons kom na jou toe en ons kom hoor wat is jou behoefte, wat wil jy hê? En ons kan vir jou volgens dit 'n aanbeveling maak. Dit help nie ek beveel vir jou die grootste en die nuutste drone aan, maar jy het nie die grootste ene nodig nie. Jy kan met die ander ene regkom. Dan ek het self, ons het hierdie mengstasies het ons self gebou. Ek het dit self uitgewerk omdat ek baie met hulle gevlieg het en baie met hulle werk. Weet ek waar is die probleme, waar sukkel jy? Dom voorbeeld is daar soos die krane staan almal langs mekaar in 'n ry. Want op ouer stasies het ons rondgehardloop om krane te draai. Hierso is dit nie moeilik nie. Ek kan die kraan net draai. Yes. Of ek kan hom toemaak. Elkeen het sy eie doel en ons weet waartoe gaan elke een. So, jy kom aanbeveling en jy gee vir my 'n spuit oplossing, nie 'n drone nie. Ja. Uitstekend. Right, so as jy in die Noordwes is en jy is op soek na 'n drone, kom met Trip J Technologies in kontak of kontak vir Nick as jy in die res van die land is. Hulle gaan vir jou uitsort met kom ek sê, nie 'n drone nie, 'n spuitoplossing, nê. Nee. So, dis die van Farm Space af. Netjie bo of onder. Tot volgende keer. Groete.